liefde te midde van omstandighede. Ek wil vir jou sê, hierdie jaar is daar net een ding wat ons gaan deurdra, wat die Here met my gepraat het, en dit is die liefde van Jesus, en dis wat ek vanaand met jou wil deel. Hoe moeiliker ons pad word, is daar soms niks wat ek en jy kan doen, behalwe om God lief te hê, om hom te vertrou nie. Dan besef ek, hierdie jaar, dis God se liefde, wat ons gaan deurdra. Dis situasies, dis moeilikhede, dis probleme hier om ons. Maar ek wil vir jou sê, as jy 'n verhouding met God, en as jy geanker in Jesus Christus is daar net een ding wat jou hierdie jaar gaan deurdra, en dit is die liefde van Jesus. Daardie liefde is sterker as enige krag op aarde. Dis 'n liefde wat jou laat vashou. Al kan jy natuurlike oog nie sien om aan vas te hou nie. Weet jy, Jesus is daar, hy is teenwoordig in jou lewe, en jy hou aan Jesus vas. Dis hierdie liefde wat maak dat jy 'n harde, moeilike tye kan deurstaan. Ek wil vir jou sê, eerste liefde vir Jesus is 'n passievolle liefde wat uit jou gees kom, en dit bring soveel vrede, dit bring soveel vervulling, diepte, wat geen ander liefde ooit kan gee nie, wat net Jesus vir jou kan gee. Eerste liefde stel ons staat om beproewings te kan deurstaan. Die Here sê die regverdige, die beproewings is baie, maar God sê hy red ons uit almal. As ons net hoor en kyk wat om ons aangaan, die werkloosheid, die retrenchments, ja, en as gevolg van hierdie virus, besighede wat sukkel en om werklik kop oor water te kan hou, dan wil ek jou aanmoedig in hierdie aand. Dis die liefde van Jesus wat ons gaan deurdra hierdie jaar. Eerste liefde is 'n krag wat groter is as die ergste seer, as die erge pyn wat moontlik in jou lewe is. Dis 'n krag wat van binne af kom, wat ons laat aanhou en dat deur te kan druk tot die einde toe. Hierdie liefde dra die ware lewe. God is liefde. Wanneer hy hierdie liefde in jou hart uitstort, ek wil vir jou sê, is daar eerste keer lewe binne in jou. En ek en jy kan 'n wederkerige verhouding met 'n lewendige God hê, wat net die beste vir jou instoor het. My broer en suster, mag God se guns, se seën, sy liefde aan jou geopenbaar word hierdie jaar. Dit gaan verseker, die woord sê, daar is niks wat ons kan skei van die liefde van Jesus nie. Nie verdrukking, vervolging, naaktheid, swaar kry, honger of dors nie. Nie demoniese magte, nie eers die dood kan ons skei van die liefde van Jesus nie. Hierdie liefde is 'n geskenk van God aan die bruid van Christus. Jy sal enigiets vir hom doen. Kom ons rig ons oë op hom en ja, dit wat hy vir ons vra. Kom ons doen dit wat God van ons verlang. Gesels met die Here. Ken hom in al jou weë. Hy gaan jou baie gelyk maak. Dis wat God se woord sê. Dis 'n liefde wat God vir ons het. En Here, ons gaan nie aanroep in die dag van benoudheid. U gaan ons uithelp en ons gaan U eer. Belangrik vir my om in die eenheid met God te bly. As ek gaan kyk na 'n Josef, dink maar in Josef, as jy in sy stoele staan, Josef het God gedien. Hy's nog steeds in die put gegooi. Hy's verkoop as slaaf. Hy werk as slaaf vir Potifar. Hy word vals beskuldig. Hy word in die tronk gegooi. Ek bedoel, hy baie redes om kwaad vir God te wees. Maar God wil hom nie vergeet nie. My broer en suster, net soos wat 'n Josef in allerlei situasies was, is ek en jy ook vandag in allerlei situasies. En ek wil vir jou sê, te midde van storms, te midde van omstandighede hierdie jaar, is dit God se liefde wat jou gaan vashou. Dis God se liefde wat jou gaan deurdra. Wat het 'n Josef deurgedra? Dis God se liefde wat elke keer het na guns en seën in sy lewe inbeweeg. Al was hy in die tronk, het hy guns ervaar in die oë van die owerstes van die gevangenis. En die Here was met hom, hy was by hom. My gebed vir jou hierdie jaar is, dat God met jou en by jou sal wees. Dat jy die liefde en die teenwoordigheid van God gaan ervaar in jou binnekamer. Waar jy vanaand miskien luister na hierdie livestream in jou sitkamer. Dat God se liefde teenwoordig sal wees in jou hart en jou lewe, en dat jy dit sal ervaar. Ek bedoel, Josef het redes gehad om rebels te word, om te twyfel aan God se beloftes. Josef se hart is telke male getoets. Ek en jou
So harte gaan op telke male getoets word. Ons harte is al van laas jaar maart getoets of jy 'n pad van volharding gaan stap en of jy getrou gaan bly aan die Here. Ek wil vir jou sê die woord kom in hierdie aand tot ons. Niks kan ons skei van die liefde van Jesus nie. Ek trek ons in hierdie aand met koorde van liefde. Hy het jou oneindig lief. Ek wil vir jou sê, moenie twyfel aan die liefde van Jesus. Moenie twyfel aan dit wat hy vir jou gaan doen deur hierdie jaar nie. Ons gaan terugkyk en dan gaan ons jubel. Ons gaan dans voor die Here en ons gaan werklik hulde en eer aan hom bring en sê, Here, het ons deurgedra in moeilike tye, net soos wat hy gedoen het met 'n Josef. Ek bedoel, van die begin af het die Here met 'n Josef gepraat deur drome en ja, ons weet dat sy hart aan sy broers geopenbaar, hy het foute gemaak. Maar te midde van alles is die saad gesaai in sy lewe en dis wat hom laat aanhou het. God het 'n plan gehad met sy lewe. Maar ons lees tog dat Josef, waar hy ook al was, erken as iemand anders was as die Egiptenare. Dit het gemaak dat hy elke keer guns beleef het. Sy leefwyse het God se karakter gewys. Dit kan net gebeur as ek en jy tyd saam met God deurbring en hom ken in alles. Ken hom in al jou weer en hy gaan jou paaie vir jou gelyk maak hierdie jaar. En dis wat Josef gedoen het. Ja, dink net, toe Josef versoek word, het hy getrou gebly aan die Here, hy het nie teenoor God gesondig nie. Hoe is jou karaktereienskappe? Hoe is jou karakter, jou leefwyse teenoor Jesus Christus? Ek bedoel, dit moet uitstaan. Ons wil die Here werklik lief hê en dit kom deur tyd saam met God te spandeer. Dat baie negatiewe goed met die Josef gebeur. Ons kan onsself voorstel hoeveel keer Josef met God gepraat het oor hoekom goed met hom gebeur het. Hoeveel keer hy gebid het. Hy het nie alles verstaan nie. Verseker verstaan ek en jy nie alles nie. God het nie elke keer vir Josef antwoorde daarvoor gegee nie. Maar weet net in hierdie aand, dis God se liefde wat ons gaan deurdra in moeilike omstandighede. Vandag weet ons wat die rede is en dit alles wat met Josef gebeur het, dat God hom vooruitgestuur het om mense se lewens te red. Wat moontlik omkom en van hongersnood. Soos ek en jy ook in situasies in hierdie dag, ons verstaan nie alles wat na ons kant toe kom nie. Maar Here, dankie, help vir ons dat ons gaan vasstaan, dat ons die Here gaan glo en vertrou. Here, daar is 'n krag, sterker as enige krag. Kyk, dis die liefde van Jesus. Stort dit in ons harte uit. Hou vir ons vas. Vat vir ons deur hierdie jaar. Maak ons pad vir ons gelyk. Belangrik om aan die eenheid met Jesus te leef. Ek wil vir jou sê, dit bring vrede ten spyte van omstandighede. Deur alles wat gebeur het, het hy verseker geleer om met God te kommunikeer, om na sy stem te kan luister. En hy het bewus geword dat God met hom en by hom is. Ek wil jou aanmoedig, kom ons bly in die Here se wil. Dit is so maklik dat ons deure kan oopmaak vir die vyand en ons uit God se wil uit beweeg. Hy wil hê ons moet handdoek ingooi. Hy wil hê ons moet nie meer God dien, maar ek wil jou aanmoedig in hierdie aand met hierdie woord wat God wil release in hierdie aand. En waarna jy luister, dis die liefde van God wat ons gaan deurdra in hierdie aand. Op die einde het alles vir Josef ten goeie meegewerk vir die wat hom liefhet. Kom ons staan op God se woord, sy belofte en sê, Here, dat alles in ons lewens ten goeie sal meewerk vir die wat hom liefhet. En sê, Here, dankie vir herstel mense se lewens. Daar waar moontlik gesteel is deur die vyand, daar waar moontlik in hierdie aand onvrede in jou hart is, dat God jou weer net opnuut vul met sy vrede, met sy liefde, met sy heerlikheid, dat jy net weer bewus sal raak. Dis God se liefde wat ons gaan deurdra te midde van omstandighede. Kom ons sluit net die oë, dan bid ek saam met jou in hierdie aand. Here, dankie vir 'n wonderlike woord wat ek in hierdie aand kon gedeel het. Here, daar is soveel storms hier om ons, soveel situasies, soveel omstandighede, maar dis te midde van omstandighede wat God ons gaan deurdra. Here, dis die liefde wat ons dring in hierdie aand. Trek ons vanaand met woorde van liefde. Het ons nog nooit begewe of verlaat nie. Is met ons tot aan die uiteinde van hierdie wêreld. En ek wil die Here begin loof. Ek wil die Here begin prys vir sy liefde, sy guns, sy seën wat oor jou lewe gaan inbeweeg.
weer. Here, ek bid vir ons mense in hierdie aand. Here, dat U hulle pad vir hulle gaan gelyk maak. Dankie Here vir 'n aand soos hierdie. Dankie vir 'n woord wat ek kon deel met kosbare mense. Here, dit is U mense. My gebed is, vul ons met U krag, vul ons met U liefde, vul ons met die heerlikheid. Kom ons raak bewus, God se hand is vir ons uitgestrek. En ek wil die Here loof, ek wil die Here prys vir 'n aand soos hierdie. Amen.